by Openbaring. Openbaring, en ons gaan daar aantal verse saamlees uit die tweede hoofstuk daarso. Ons het geneig om so 'n bietjie ompaaie om Openbaring te loop, want die eerste indruk is dat dit 'n ingewikkelde boek is, of 'n moeilike boek, en daar so baie wat ons dalk deur mekaar kan maak, of selfs bang maak, so ons lees die res van die Bybel, maar ons sit om Openbaring daar een kant. En as ons 'n bietjie begin bestudeer, en ons kyk na Openbaring, soos ons ook besig is in ons studie, dan sien ons, Openbaring is nie so moeilik, soos wat ons wil dink dit is nie. God het Openbaring gegee, juis, om ons as kerk te bemoedig. En Openbaring is geskryf vir die hele kerk. Daar is daar, ons lees van die briewe, wat daar geskryf is vir 7 spesifieke gemeentes in daardie tyd, maar die bedoeling van Openbaring is om juis die kerk van die hemelvaart van Jesus Christus tot en met sy wederkoms, om die kerk te bemoedig, en sekere dinge wat algemeen in die kerk, en soos ons lees ook, selfs in die brief wat ons vanoggend gaan lees, sal ons dinge erken, wat ons dalk in die Hebreë kerk ook vandag ook beleef. En Christus het self hierdie Openbaring aan Johannes, waar Johannes is daar verban na die eiland Patmos, juis omdat hy oor sy getuienis van Christus, en hy daarom het hulle verban na die eiland om te probeer stil kry, en daar op die eiland het God die Openbaring aan hom gegee. En in die eerste hoofstuk beskryf Johannes daar, en dit moes 'n wonderlike ervaring gewees het, hierdie visioen wat Johannes ontvang het, wat hy God se grootheid, sy heiligheid beleef, en hoe God dan ook hoe Christus tussen die kerke en die gemeentes aktief teenwoordig is. En dan kom hy hierso in die begin, hier in hoofstuk 2, begin hy met 7 briewe aan 7 gemeentes daar, en elkeen van hierdie briewe kan ons ook so op onsself van toepassing maak. Vanoggend wil ek graag uit hoofstuk 2 die eerste 7 verse, en dit is die brief aan die gemeente in Efese. Hy begin daar en hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Ons staan net 'n oomblik daar stil as hy sê, skryf aan die engel, en as ons 'n paar verse terug gaan verduidelik hy vir ons, wat bedoel hy, daar in hoofstuk 1 vers 19 sê hy vir Johannes, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit wat is, sowel as wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre wat in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So, as hy praat van die engele, dan praat hy van die boodskapper, of die voorganger in die gemeente. As ons dit in ons taal vandag wil deurtrek, dan sal dit wees aan die leraar van die gemeente, die voorganger in die gemeente. So as hy Johannes die opdrag kry, skryf van die engel van die gemeente, hy skryf van die leraar van die gemeente daar in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders sal ek gou na jou toe kom. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.
Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. En tot sover, ons bid saam. Vader, ons kan sê dankie vir vanoggend en die geleentheid dat ons vanoggend het om weer hier rondom die woord by mekaar te wees. En Vader, soos ons uit die woord lees en ook so saam praat, vra ons dat U in ons harte sal inspreek en sal kom vasmaak en sal kom duidelik maak. En sal kom in ons harte en ons lewens kom inspreek. Heer, ons kom vra dit. Dankie, al is dit so lank terug reeds neergepen, is dit nog steeds net so van toepassing en lewend en kragtig vir ons hier vanoggend. En ons kom eer hier daarvoor. Dankie, Here. Amen. Stel jouself voor, jy kom hier in 'n luukse woonbuurt, kom hier voor 'n groot huis en daar staan hierdie luukse kar in die oprit. En jy gaan en die kar is oop. Klim in en sien al hierdie dit is features. Alles wat hier binne in die kar is, alles wat die kar kan doen, alles wat blink, alles wat luks en mooi is en jy is beïndruk deur hierdie kar. Klim in en die sleutel is ook nog van daar. Maar soos jy die sleutel draai, sal niks. Want hierdie luukse kar het nie brandstof nie. Wat beteken 'n voertuig sonder brandstof? Al hierdie luksehede, al hierdie goeie dinge. Maar dit wat nodig is om sy doel te laat bereik, is nie daar nie. Ons lees hier van 'n gemeente wat alles gehad het, wat volgens wat ons hier lees, afgeslaan het op wat God van hulle vra en die regte dinge gedoen het. Maar die vuur, die brandstof wat nodig was om te doen wat eintlik hulle doel was nie meer daar nie. So hulle was nog steeds daar, van buite af was hierdie beeld, goeie beeld, en as ons na hulle kyk vandag, as dit 'n gemeente vandag was, dan sal ons sê, sjoe, maar hierdie gemeente is regtig aan die gang. Kyk wat doen hulle alles. Kyk waarby is hulle betrokke. Maar hier kom skryf, sê Christus, gee hy die opdrag vir Johannes om te kom skryf vir hierdie gemeente en skryf ook so vir die kerk vandag. En hy kom noem 'n paar dinge daar. En as ons bietjie kyk oor die Godse woord en ons kyk oor die kerkgeskiedenis heen, dan beleef ons dat die vyand, die Satan, is nie tevrede as 'n gemeente funksioneer soos wat God van hom vra nie. As 'n gemeente die groot opdrag ten volle uitvoer. Nie net daar is nie, maar dit wat God vir die kerk bedoel het, kom uitvoer. En die vyand het oor reg deur die geskiedenis van die kerk al probeer om gemeentes onder te bring, om hulle te verlei of om hulle af dwaalspore te bring. En so kan ons dit beleef en ons sien dit in baie kerke vandag. Soms is hy suksesvol. Ander kere bly hulle standvastig en ons lees van die Efesiërs wat standvastig was. Maar wat hy dan wel doen, as hy nie in daardie eerste plan slaag nie, is om 'n selfregverdigheid, 'n tevredenheid met hulle huidige situasie te bring. Hulle raak tevrede met waar hulle is. En dit wat die uiteindelike doel van die kerk is,
om die evangelie uit te dra, om God se koninkryk uit te brei, bly agterweë. En dit is die een opdrag, die groot opdrag wat Christus vir die kerk gegee het. En dit is die opdrag wat oneindige seën beloof, sou ons dit nakom. Hy het beloof om ons pogings te seën, te vermenigvuldig, die gemeente wat gehoorsaam is, te seën. Maar hoekom is dit, dat so dikwels ons belewe, dat gemeentes 'n plateau bereik, of self, 'n afwaartse kurwe, wat dit begin afwaarts gaan, dat ons getuienis van gemeentes hoor, en as ons weer hoor, dan sien ons, dit is die ywer, die vuur is nie meer daar nie. En dit is wat ons lees hierso in hierdie gemeente in Efese, dan ook vanoggend. En dis 'n waarskuwing dat ons op ons hoede moet wees. So net soos hy vir hulle kom skryf hy vir u en vir my ook vanoggend. Hy kom skryf vir hierdie gemeente, en soos ons daar 7 van hierdie briewe wat ons kan deurgaan, maar soos hy vir hulle skryf, sien ons 'n patroon deur hierdie skrywers. Eerstens kom gee hy amper 'n getuigskrif. Dis Christus wat self hier praat, wat ons aan die eerste gedeelte sê, wat hy sê, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die goue kandelaars. So dis Christus wat self hier praat. Dis Christus se woord. En hy kom gee amper 'n getuigskrif vir, en kom sê wat hulle wel goed doen. Hy sê vir hulle, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid. Ek is van alles bewus. Dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels was, en dit nie is nie. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. So sê, dit klink goed. Hulle het vasgestaan, hulle het nie opgegee nie, hulle het volhard. In vers 6 lees ons nog verder. Hy sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. So 'n bietjie gaan kyk, wie was die Nikolaïte? Hulle was volgelinge van 'n man wat met die naam van Nikolaas. En hy het so meer van die gnosticisme aangehang, wat gefokus het op kennis. Gesê dat ons kennis die belangrikste is, maar wat hulle ook gesê het, is dat ons siel is ewig, maar die liggaam is tydelik. Dit wat jy vir die siel is goddelik, geestelik, maar die liggaam maak nie saak. So, hier was amper so twee kante. Mense het aan die een kant geglo, en ons beleefdheid vandag is dit nie. Sê, maar ek is mos 'n Christen, ek doen die dinge. Maar wat hulle geglo het, is wat ek met my liggaam doen, maak nie saak nie. Want my siel, my saak met God is reg. So, die gevolg was, en dit was nie noodwendig Nikolaas se eie siening nie, maar hulle het hom by hom geskaar, dis waar dit begin het, is dat hulle baie losbandige lewe gelei het. En dit het versprei, hierdie dwaalleer het onder hulle omgewing daar versprei, en baie het dit aangehang, en die kerk het nodig gehad om daarteen op te tree. En dit het hulle ook gedoen. Daar so wat hy sê, jy haat, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. So hy kon sê vir hulle, dit is reg, dit is goed. Julle het nodig gehad om daarteen op te tree. En dit was nie vir hulle maklik nie. Efese was 'n groot stad. Dit was 'n handelsentrum. Daar was baie toeriste, daar was 4 handelroetes wat deur die stad geloop het. So in die destydse wêreld was dit 'n welvarende stad. En tog, soos ons nou ook gesien het, baie heidense invloed. 'n Heidense stad met die grootste tempel in die destydse wêreld, die tempel van Artemis. Of party, as ons lees in Handelinge, word daar ook gepraat van Diana. Dis net ander name vir dieselfde
God uit. So in hierdie omgewing, hierdie agtergrond, en ons lees, ek gaan 'n bietjie terug, as ons gaan na Handelinge toe, Handelinge 20, gee ons agtergrond, wat Paulus kom preek het, in hierdie gemeente, wat hy daar 3 jaar spandeer het, en as ons die boek Efese kom lees, dan sien ons ook, dit wat hy daar, die woord wat hy kom deurgee het, en hoe hy kom aanspreek het, en hoe hy kom ook kom waarsku het, teen die dwaalleraars. Hy het hulle kom onderrig, en ons sien, dat ons lei af, dit wat hier gepraat word, dat hulle wel aandag gegee het daaraan, hulle wel opgetree het, teen die dwaalleraars, en Christus kom lig dit uit, soos hy hierso met hulle kom praat. Hierdie gemeente het bestaan in een van die moeilikste tye van die destydse wêreld, van die Christendom, want hulle het in die tyd wat Nero juis die Christene aktief vervolg het hierdie gemeente gefunksioneer, staande gebly. En hulle het geweier om hulle knie voor die keiser te buig. Hulle het vasgestaan, soos ons hier lees, te midde van die vervolging. So hulle was besig. Hulle was ywerig. En dit is wat ons ook hierso in na eerste paar verse en ook daar in vers 6 lees. Hulle het nie gesit en wonder nie. Hulle was nie ledig nie. Hulle het geweet wat was reg en daarom het hulle standpunt ingeneem. Hulle het die vervolging teengestaan. Hulle het nie ingegee nie. En daarvoor kom eer die Here hulle. Hy sê dit gaan nie ongesiens verby nie. Ek ken jou werke. Hy is bewus van alles wat in elke gemeente aangaan. Maar wat hy dan kom sê, is hierso in vers 4, kom lig hy daar uit, ten spyte van dit, wat hulle wel bygehou het, waar hulle wel by gestaan het, vra hy vir meer. Al die uiterlike was daar, die dade was daar, maar dit wat vroeër daar was nie meer daar nie. Hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen jou eerste werke. Soos hy vir ons kom sê is, al die aardse dinge, al die dinge, regte dinge is goed, maar daar vra iets meer, daar vra 'n hart wat verander is. Meer is net 'n skyn godsdienst, meer is net al die regte boksies tik. Vra 'n hart wat verander is, 'n verhouding met die lewende God. Jesus self verwys ook na sulke Christene in deel van die bergpredikasie. As hy in Matteus 7 sê, nie almal wat my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van God nie. Maar hulle wat die wil vir my Vader doen. En dan sê hy, baie sal in daardie tyd vir my kom en sê, Here, het ons nie magtige dade, het ons nie dit, het ons nie dat gedoen nie, maar ek sal vir hulle sê, gaan weg. Ek het julle nie geken nie. Al die uiterlike was daar. Die gehoorsaamheid was daar. Maar was daar die punt wat hulle oorgegee het en in verhouding met Christus getree het. Ons lees wel, hierdie gemeente was op daardie punt. Daar was 'n punt toe hulle ontstaan het, wat hulle 'n ywer gehad het, wat hulle 'n passie gehad het, wat hulle gedryf het, wat hulle rede gegee het om te doen wat hulle gedoen het. Wat Christus eerste in hulle harte was, maar alhoewel hulle sterk begin het hulle mettertyd hulle ywer, hulle passie verloor. Die ywer wat daar was, die passievolle liefde, dit wat hulle gemotiveer het,
het oorgegaan in 'n gewoonte godsdiens. Basies 'n meganiese oefening, wat doen die regte dinge, maar die ywer daar agter ontbreek. Wat gebeur as ons eerste liefde verlaat? Wat gebeur as ons die passie wat ons vir Christus gehad het, vervang met wettisisme, werke godsdiens, of selfs selfregverdigheid? Dit gaan nie aan. Want dit is die regte dinge om te doen. Maar daar is nie 'n rede, 'n ywer, 'n passie agter dit. En Johannes kom skryf hier die woorde van Christus, wat hy dan hierdie gemeente kom aanspreek en vir hulle kom sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die passie wat jy gehad het, is nie meer daar nie. Die ywer wat daar vroeër daar was, om vir my te werk, om my evangelie uit te dra, is nie meer daar nie. Dan sien 'n gemeente, en hy skryf eerstens met die gemeentes, en dan skryf hy ook uiteindelik vir elkeen in die gemeentes. As ons al kyk na die laaste vers wat ons gelees het, hy spreek die gemeente aan, en dan in die einde van dit sê hy, wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. So hy praat met elke een individueel ook, want saam maak ons die gemeente. Wat gebeur as ons ywer verloor? Wat gebeur as ons in gewoonte verval, in steede daarvan om gevestig te wees in ons ywer en ons passie vir Christus? As ek 'n paar dinge kan uitlig. Eerstens, ons begin kennis stel bokant heiligheid. Fokus op kennis in plaas van heiligheid. En dit is so half waar daardie gemeente die gemeenskap was. En hulle het begin fokus op hulle kennis en al hierdie dinge te doen, maar het agterweeg gelaat dat dit gaan oor God se heiligheid. Om 'n heilige lewe te lewe, 'n lewe wat God behaag, soos wat Paulus geskryf het, 'n lewe waardig die evangelie van Christus. Ons fokus eerder op kennis, om kennis by mekaar te maak, en hoe meer kennis ons by mekaar maak, hoe minder fokus ons op God se heerskappy, sy heiligheid in ons lewe, beheer van ons lewe. Ons dink, begin onsself as belangrik beskou. Hoe meer ek weet, hoe meer is ek optrek met dit wat God vra, is wat ons vir onsself reken. So ons begin kennis, dit wat ek leer, dit wat ek doen, dit wat ek gehoorsaam, bokant God se vereiste vir my lewe stel. Wat hy vra is 'n heilige lewenswandel, 'n lewe wat hom behaag. Hoe gebeur dit? Ek dink ons raak gemaklik met God se heiligheid. As ons maar in die kerklike wêreld vandag kyk, mense het nie meer daardie ontzag vir God nie. Dink aan Jesaja, wat Jesaja beleef het daar in Jesaja 6, toe God hom geroep het, wat hy in die tempel hoor het toe die gerubs roep, heilig, heilig, heilig. Het is so onder die indruk en ontzag vir God se heiligheid gekom het. Dink aan wat Johannes hier in die eerste hoofstuk beleef het, wat hy in hierdie visioen gesien het, hoe groot en magtig God is, en Christus wat daar tussen die gemeentes is. Heiligheid. Die kerk vandag, en ons sien self, dis niets nie, dis selfs in daardie tyd, het ons sag verloor vir God se heiligheid. En gemaklik geraak, daarom dat dit maklik is
om dinge oor te sien. Daar is nie meer 'n respek vir die heiligheid van God nie. Wat God van ons vra, is om ons sag te hê, te besef hoe heilig, hoe groot, hoe almagtig hy is. En in reaksie daarop lewens te lewe wat onbehaag, uiteraard heilige lewens wandel. So 'n gemeente of individue wat verval in gewoonte godsdiens, verloor daardie ontzag vir God se heiligheid. En wat verder gebeur, as ons eerder op gewoonte in steede van 'n verhouding met God fokus, is dat ons ywer vir die groot opdrag begin daan. Ons verloor ons ywer, en wat gebeur, is ons sien die wêreld eerder as die vyand, as die sendingveld. Is julle met my? Sien al die dinge van die wêreld wat ons kan beïnvloed, en ons begin inwaarts gekeer word, en dit is meer 'n selfverdediging eerder as wat ons sien vir die geleentheid wat God kom gee, dat ons juis uitgaan. Dis 'n sendingveld wat hy vir ons gee om ander van hom te vertel, om sy evangelie uit te dra, om tot reg te kom as kerk van Christus. Dit is die gevaar om inwaarts gekeer te raak in steede van uitwaarts. Die kerke raak koud en hulle raak meer gemoeid om dit wat hulle het in stand te hou, as om die evangelie te deel en bekeerings te sien. Dit is wat hy hierso aanspreek, gesê, hy het dit teen hierdie gemeente, hy het dit teen hierdie tipe Christene. En soos ons hierdie goed gaan, dan kyk ons na ons eie lewe, sê, waar is ek? Waar is ek vanoggend? 'n volgende gevaar is dat ons onsensitief raak vir die stem van die Heilige Gees. Toe hy net die lewe vir Christus gegee, daardie ywer wat daar was, daardie vuur wat daar was, maar ook daardie wil wat daar was om te weet, ek is binne die Gees se wil. Die oortuiging as ek iets doen wat ek besef nie reg is nie. As ek my fokus begin verloor, my eerste liefde begin verloor, is daardie ywer nie meer daar nie, en ek raak onsensitief, en begin ek dinge oorsien wat God nie behaag nie. As ons passievol God lief, dan is ons sensitief vir dit wat sy Heilige Gees bedroef. Maar as dit nie meer daar is nie, dan is daar sensitiwiteit ook nie meer daar nie, en laat ek dinge toe, klein dingetjies, wat na regtig God nie behaag nie, en dis daai dinge wat Paulus van praat, as hy vir die Kolossense skryf daar in hoofstuk 3, hy noem eers hierdie groot sondes, en dan sê hy, maar hier is ander kleiner dinge, wat ook nie in julle midde hoort nie. Kan skinder, slegte taal, trots, jaloesie, bitterheid, klomp dinge, wat ons dan toelaat, want daar die sensitiwiteit vir die Gees is nie meer daar nie. En die gevaar dan is ek raak tevrede met waar ek is, in steede daarvan om 'n ywer te hê, om meer en meer soos Christus te word. Dat God vir ons in sy woord vra, om meer soos Christus te word, is hoekom hy vir ons talle plekke praat van 'n heilige lewenswandel, en hy ons stel dit duidelik, en Christus het vir ons die voorbeeld kom gee. Maar as ek koud raak, verloor ek daardie passie, en begin ek om myself te regverdig. Ek is nie so sleg nie, dit is dalk nie so erg nie, as ander wat erger dinge doen.
Jy sien hoe die dinge eskaleer, hoe die een op die ander een bou, as ek een ding toelaat, dan lei dit tot die volgende. En wat volgende gebeur, is ek laat ander toe, dat ander dinge prioriteit in my lewe geniet. Dat Christus nie meer die nommer 1 prioriteit is nie. Dat ander dinge my tyd opneem. Ek doen nog steeds die regte dinge. Lippediens, as ons dit so kan stel, en dit lyk suksesvol. Maar daar is ander dinge wat prioriteit, wat my tyd, my energie in beslag neem. Jesus het gesê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En die gevolg dan is dat ons iets of iemand meer lief begin kry as Christus. En dit is waarop dit neerkom. Daardie passie is nie meer daar nie. Hierdie liefde het afgekoel. Wat 'n tipe verhouding dink jy het Stefanus gehad met God? Stefanus, die eerste martelaar vir sy geloof. Dink julle dit was 'n formele dienste godsdienst? Net wat deur die emotions, deur die dinge gegaan het, die regte dinge gedoen het? Want so 'n tipe godsdienst is nie, is dit so 'n tipe liefde vir Christus, is nie dit wat ons dring om ons lewe vir Christus te gee nie. Ek hoor baie keer wat mense sê, hulle dien so lief, of hulle is so passievol oor dat hulle lewe sal gee. Dit is die liefde wat God van ons vra. Die liefde wat hy vir ons kom wys het, wat ons lees in Johannes 3 vers 16, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf. Dis daardie liefde wat hy van ons verwag. En wanneer hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, sê, dit is nie meer daar nie. Dit is nie meer so nie. Dink aan die verhouding wat Paulus met God moes gehad het. Toe hy gemartel is, in die tronk gegooi is, verhoor afwagtend en weet hy gaan enige ander tyd verhoor en geoordeel word. Is dit 'n man wat net besig was met 'n dienste godsdienst, 'n werke godsdienst? Nee. Ons het in die tyd wat ons in Filippense spandeer het, kom gesien het, die fokus wat Paulus op Christus gehad het, hoe Christus sy lewe was, wat hy het gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Christus is my lewe, dit alles gaan oor hom. En as hy daardie verhouding, daardie liefde wat hy vir Christus gehad het, wat hy kon in sy omstandighede deurgaan en 'n vreugde en 'n vrede steeds hê, en dan vir die gemeentes kom skryf en kom aanmoedig om hulle te verbly, juis in hulle omstandighede, om vergenoeg te wees daar waar hulle is. Is dit bloot uit 'n gemiddelde werke godsdienst? Nee. Dis uit 'n lewende verhouding met Christus. Het ons bietjie na onsself kyk en sê, waar is ons vanoggend? Waar staan ek? Wat is dit wat my opgewonde maak? Wat is, as ek met mense praat baie van passie deesdae, wat is my passie? Wat is dit waar ek graag praat? Waar ek by tyd sal afstaan en self my geld sal spandeer? Wat is dit wat vir my belangrik is? Net Christus, die nommer 1 plek in my lewe, is hy my eerste liefde. Ons sien so baie in die kerk, mense wat in
gewoonte godsdienst verval, wat net aangaan, wat hierdie valse sekerheid het, of dink hulle seker, dat hulle reg is met God, maar die ywer, die liefde vir God, is nie daar nie, want sodra dit 'n bietjie aan my begin vat, sodra dit my iets begin kos, dan skuif ek dit een kant, want ander dinge neem prioriteit oor Christus. Ander dinge raak vir my meer belangrik, en dan wonder sulke Christene, hoekom hulle geen geestelike krag het. Hoekom hulle nie die vrede, die vreugde het, wat Paulus van praat. Wonder hoekom hulle nie die teenwoordigheid van God ervaar, van ons in sy woord lees. Net die nodigste te gee, om my gewete te sis. Die belangrike, en dit wat ons nodig het om te onthou, al vergeet julle alles wat ek vanoggend gesê het, nou Christus het nooit verdeel van ons lewe gevra nie. Hy vra vir alles. Hy vra om ons eerste liefde te wees. Hy vra totale oorgawe. Soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Hy vra dat ons hom moet lief hê, soos hy ons lief gehad het, daardie onvoorwaardelike liefde, waar hy sy lewe vir ons kom gee het, aan die kruis. Hy het vir ons kom wys, toe hy ons sonde, ons skuld op hom kom neem het. Christus het nog nooit sy passie vir ons, sy liefde vir ons verloor nie. Hy wil nog steeds net so sterk in verhouding met u en my staan. Hy het ons so lief, soos die dag wat hy vir u en vir my aan die kruis kom sterf het. En soos wat hy vir die mense wat hom gekruisig het kon sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien die ooreenkomste tussen die Efese, die kerk in Hebreë vandag, en dan ook Christene in Hebreë. En daarom het ons elkeen nodig om onsself te ondersoek en te besef, waar is ons vandag? Is dit daar? Het ek nog daardie ywer, daardie passie, wat in die begin daar was? Dink terug, aan toe jy net tot bekering gekom het, daardie ywer wat daar was, om God se woord te lees, om meer te leer, om tyd te maak, om die evangelie met ander te deel, om seker te maak, ander vind ook hierdie goeie nuus. Is dit nog daar? Christus kom, skryf daar, hy praat daar in vers 4, hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het. Bekeer jou en doen jou eerste werk. Daarom die titel van vanoggend se boodskap, dink terug. Dink terug. Hoe was dit? En as is nog steeds daar? Dink vir waar jy was. As hy praat van dit waarvan jy uitgeval het, dan dink ek aan 'n wedloop of 'n resies, en 'n atleet wat moeg raak en uitval. En nou maar net saamloop. Sê, dink terug, waar het jy uitgeval? Dink waar jy was. Onthou dit. En hy, dan die vermaning wat hy daar sê, hy kom waarsku hulle en hy kom waarsku ook vir u en my vandag. Hy sê, bekeer jou en doen jou eerste werke
anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as hy jou nie bekeer nie. Hulle het al die regte dinge gedoen na buite. Alles gedoen wat gevra word, selfs versoeking, verdrukking weerstaan. Maar die ywer, die vuur was nie meer daar nie. En hy kom roep hulle op en hy kom roep ook vir ons in die kerk vandag op om terug te kom na die eerste liefde. Die waarskuwing daar, hy sê anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Dis nie. Jy gaan nie bloot deurgaan en uiteindelik gaan ons jou dalk deurlaat. Is dit goed genoeg om God se koninkryk te beerwe nie? Nee, insteede wat hy sê, as hy praat van die kandelaar, dan praat hy van die gemeente en hy sê, as julle nie bekeer nie, as julle nie terugdraai na God nie, dan gaan jy 'n kandelaar van sy plek verwyder word. Dan gaan jy die koninkryk nie binne gaan nie. Daar in vers 7 ook, waarmee hy daarso die gedeelte afsluit. Hy sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So elkeen wat hierdie boodskap hoor, daarna luister en oorwin. Om te oorwin, sê hy, ons moet volhard. En die wat volhard, die wat staande bly, die wat ywer, hulle liefde, hulle passie vir Christus nommer 1 fokus stel, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. In ander woorde sal ons saam met hom in sy paradys, in sy hemelhof wees, vir ewig saam met hom. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Na hierdie vermaning wat hy gee, en hy sê, julle het die kans om julle te bekeer, om terug te kom. En as julle bekeer, as julle terugkom, en julle prioriteit maak, dan sal julle saam met my koninkryk ingaan. Maar die teendeel is ook waar, dit wat nie daar gesê word. As julle nie bekeer nie, as julle nie volhard, nie oorwin nie, sal julle nie eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is nie. Skrikwekkend, soos daarin dink. En dit is daar wat Christus van gepraat het, die wat na hom toe kom, en sê, ons het al die dinge gedoen. Ons het in U naam al die dinge gedoen, hierdie werke gedoen. Ons laat nie besef, daar was nooit iets dieper, nooit 'n verhouding, nooit 'n ywer, 'n liefde vir Christus. Wat het gebeur met Efese? As ons kyk, daar het niks oorgebly van die gemeente in Efese nie. Hulle het nie gelet op die waarskuwing so nie. Vandag is daar net ruïnes van hierdie stad oor. Die kerk in Efese is dood, en so die stad ook daar rond. As hy weer oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die waarheid is, 'n gemeente bestaan uit individue. Elkeen van ons is deel van hierdie gemeente, elkeen speel 'n rol. En as ons bietjie mooi daaraan dink, sal die passie van 'n gemeente nooit groter wees as die gesamentlike passie van die gemeentelede nie. Dit hang nie net van die leraar of van die kerkraad, maar die gesamentlike passie
die liefde, die ywer vir Christus. Dis, as ek koud raak, in my verhouding met God, dan affekteer dit ook die saam met my. So laat ons mekaar aanmoedig, bemoedig, en jy gaan met ergens na hierdie gedeelte kyk en vir onsself die vraag afvra, waar is ek? En vir mekaar ook vra, waar is jou eerste liefde? Hy praat met die gemeente daar, hy praat met die kerk in Hebreë, hy praat met elkeen van ons vandag. Dink terug, onthou waar jy was, en dan die vermaning, die aanmaning sê, onthou waarvan jy uitgeval het, bekeer jou, doen jou eerste werke, doen weer wat jy begin gedoen het. Daardie ywer, het jy daardie vuur om 'n evangelie met iemand te deel. Wees eerlik, wanneer laas het jy die evangelie met iemand gedeel? Vind jou getuienis. Is daardie vuur, daardie ywer nog daar? Mag die Here ons daarna. Amen. En ons Vader, dankie vir dit wat jy vanoggend ook vir ons kom oopbreek het en ons eintlik om hart aanspreek het. En dit is so maklik, Vader, om toe te laat dat dinge plek in ons lewe kry. En ons tyd en ons energie en dit wat belangrik is in beslag neem, sodat ons nie meer fokus op belangrijk en prioriteit. Here, in ons genade om te kan terugkom in U, weer daardie ywer, daardie eerste liefde te kan beleef, met 'n ywer en U koninkryk te dien. Ons kom vra dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan af